Hallo julle almal, ek hoop julle het 'n Fantalla dag gehad sover en dat alles net Fantalla ballas is tans. Ja. Voordat ons enigiets verder doen, wil ek julle net weer herinner dat ek nog steeds wil kan wag om my R10,000 kontant weg te gee. So invite julle vriende om my page te fucking like en follow. Tot ons op 500,000 followers is, kan ek nie die prys weggee nie en dit fucking brand my. Ek begin vir julle te sê, 'n troue behoort nie duur te wees nie, maar 'n troue moet die fucking beste wees wat jy kan bekostig, want 'n mens doen dit net een keer. Okay, wel, party mense fucking doen dit net een keer. Ander trou en divorce, so fucking maklik om deesdae divorce te word. Niemand probeer meer nie. Anywho, doen net die beste wat jy kan bekostig. En as niemand daar buite jou wil help met 'n troue op jou begroting nie, bel vir Craig to now. By my 2 venues sal ek trots julle troue aanbied. Sponsorship vir my besighede. #ek het 2 venues. Help ook nie, jy spandeer R100,000 en jou troue lyk nog steeds kak nie, want jy het allerhande kaggelkakkietjies gaan koop en fokkelpas by mekaar nie, so kry 'n fucking professional om jou te help as jy nie weet hoe nie. As jy nie die fucking vernuf het nie, en laat ek jou sê, baie min van die mense daar buite het die fucking vernuf, kry eerder 'n professional soos ek om jou troue 'n groot, enorme sukses te maak. Help ook nie, jy spandeer R100,000 en jou troue lyk nog steeds kak nie, want jy het allerhande kaggelkakkietjies gaan koop en fokkelpas by mekaar nie, so kry 'n fucking professional om jou te help as jy nie weet hoe nie. As jy nie die fucking vernuf het nie, en laat ek jou sê, baie min van die mense daar buite het die fucking vernuf, kry eerder 'n professional soos ek om jou troue 'n groot, enorme sukses te maak. Die bruide daar buite wat sê, ek gaan 'n DIY bruid wees, ek gaan dinge self doen, ek gaan my troue self reël en alles self doen, wil ek sê, jy is fucking mal in jou kop. Ek doen hierdie elke dag van my lewe en daar's party daar wat ek het my fucking hare uit my kop uit wil trek, want alles is net te fucking much en jy kry nie goeders gereël nie en dit is net 'n fucking disaster. So, as jy bereid is en lus is om daai kak op jou virkie te sit, girl, jy moet 'n mental asylum toe gaan, want die shit is about to fucking get real. Besef jy as jy 'n DIY bruid is, dat jy in die grootste fucking bitch teef gaan verander met al die mense om jou, want alles gaan jou irriteer, want jy gaan nie fucking koop nie. So don't fucking do it. DIY? Nee, niemand wil dit fucking doen nie. Not at a wedding, darling. Dit is my baie belangrik, dat as jy 'n troue reël en gaan trou, dat jy besef, 'n troue is oor die 2 mense wat trou. Dit gaan nie oor hoe fucking kan jy almal outstage nie, hoe kan jy groter en beter as die fucking Joneses gaan nie, want dan gaan dit nie 'n sukses wees nie. As jy jouself wil paradeer voor mense, dan trou jy vir die verkeerde fucking rede en jou huwelik gaan 'n fok-op wees. En weet jy wat gaan nog 'n groter fok-op wees? Jou fucking finansiële posisie, want jy gaan jouself over fucking in debt. Begin die bruide ons nou kyk na venues. Dit is altyd die fucking simpelste deel, want dan gaan hulle op een dag, sleep hulle familie saam, gaan kyk na 7 fucking 1000 plekke. Op die einde van die dag het jy nie 'n fucking clue waarvan jy hou nie. Trouwens gaan nie oor geboue en plantjies en mure en liggies en kak nie. Dit gaan oor 'n gevoel, 'n certain butterfly feeling wat jy kry. En as jy dit by 'n venue gekry het, dan hou jy op soek. Anders gaan die fucking duiwel weer aan jou karring en dan gaan jy, maar hulle het 'n rooi dak, maar hulle het 'n groen dak en jy gaan nie 'n fucking venue kry van jou nie, en die mense om jou gaan jou so klein bietjie fucking haat. Nou vir my liewe Movelette en Letties daar buite wat klaar en sê, kyk maar die venues wil nie ons met by hulle trou nie omdat ons gay is en wat ook al. Liewe fok, hoekom wil jy by 'n venue trou wat nie jou leefstyl goedkeur nie? Kom na plekke heen soos na my venues waar ek die grootste Movelette is en die trou is magic maak. Hou op met die fucking drama, gaan na plekke toe wat jou drome kan 'n sukses maak. Ondersteun die sisters, okay. Bruidjie, jou trourok hoef nie R100,000 te kos nie, maar for fuck's sakes, koop net iets waarin jy pas en ordentlik lyk en wat by jou liggaamstruktuur pas. Moenie 'n ding net van 'n fucking rak afvat nie. Jy moet kan 'n fitting, jy moet kan veranderinge maak aan 'n rok. Anders speel jou tiete uit, jou gat steek uit, die ding maak van jou rolletjies fucking berghope. Don't do it. Kry vir jou ordentlike rok en vir die bruide wat natuurlik 'n high-end rok kan bekostig, maak seker jou designer fok nie op, nee. Fok, liewe bruidjie, jou make-up en jou hare.
Hoi, asseblief kry iemand wat jou gaan mooi maak, want jy dink jy maak 'n mooi smoky eye, maar meanwhile lyk dit of jy fucking raccoon ooit. Jy blush soveel, ek wil vir jou sê, wash, don't blush, wash, skatterbol. So don't do it, kry vir jou iemand om jou te help. En partykeer sê hulle, okay, maar my vriendin gaan my help. Jy weet, party vriendinne gaan vir jou laat kok lyk op jou troudag, net omdat hulle spiteful bitches is. So kry maar iemand om jou haartjies mooi. Jy wil soos 'n prinses lyk, nie soos 'n fucking cheap tert nie. Bruidegom, Boeta, Bella, Bra, my ou, laat ek vir jou sê, hoop net sê, nee, ek gee nie om wat gaan aan by die trou nie, ek is net hier vir die kos en om 'n lekker tyd te hê. Kak met dit, help jou fucking bruid, want ek sê vir jou, as jy haar nie help nie, gaan sy fucking krak, sy gaan in 'n tee verander, en jy gaan op die einde van die dag dalk nie fucking trou nie, want die bitch se kop gaan uithak, so staan jou vrou by, gaan maar saam met haar na al die kak toe, en gaan kyk maar saam met haar na al wat hou fucking skilderytjie, kaartjie en kak is, kyk saam met haar, wees deel daarvan, hoop net daar een kan sit en wil vreet en syp, wees deel van jou fucking troue, familie en vriende, wat genooi is na die troue toe, hou jou fucking drama vir jouself, dit is nie jou fucking dag nie, as jy nie van Sunny hou nie, hou jou fucking back tot die troue verby is, moenie 'n tee wees en die bruid en bruidegom se dag opfok, omdat jy fucking issues het nie, sorteer die kak voor die tyd uit, of moenie fucking RSVP nie, dis so maklik soos dit, maar as jy my bruid se dag opfok, fok ek jou op, verstaan jy my? Julle weet ek het klaar gepraat oor RSVP, so as jy RSVP en jy sê jy gaan by daai troue wees, fucking is jy by daai troue, of jy nou 'n fucking mol in jou hol het of wat ook al, jy sal daar by daai venue kom kak. Ek gee nou wat jy doen nie, jy bly en jy is by daai troue en klaar. Kinders op troues, fok, nou weet ek, nou het ek weer fucking nerve gestrike, en nou luister almal. Luister hierso, as die bruid nie haar dag wil opgefok hê, deur fucking hooligans wat op en af hardloop, en al wat 'n fucking ding is breek, waarvoor sy op die einde van die dag gaan moet fucking betaal nie, en sy sê, geen kinders by haar trou nie, dan los jy jou fucking kinders by die huis, van let's face it, jy gaan in elk geval so gesyp raak, en jou kinders gaan net fucking doen wat hulle wil, en dan wie moet na hulle kyk? Ek, Samoer, ek gooi vir hulle in die swembad. Troukoek. Laat ek vir jou sê, daar is 'n verskil tussen tannie Susan wat fucking verjaarsdagkoeke bak vir kinders van 5 jaar en die tannie wat dan jou fucking troukoek moet maak. Laat ek vir jou sê, daar's 'n moerse verskil. Jy gaan 'n fucking 5-jarige getroukoek daarso en dit gaan nie goed lyk nie. En dan moet ek allerlei rose en kak uit my tuin uit gaan blik om my troukoek mooi te laat lyk. So jy beter fucking iemand kry wat ordentlik is, anders bring jy skande oor jou hele familie met daai fucking lelike koeke wat jy aanbring by die venues. Nou weet ek die suppliers en die verskaffers daar buite, sê, ek sê asseblief ietsie, so bruid en bruidegom, die familie van die bruid en bruidegom, hou op probeer, al wat 'n fucking sent is by 'n verskaffer uittap. Ons moet ook vir ons gesinne sorg. My kinders moet ook university toe kan gaan, man. Jy weet, ek wil ook 'n goeie lewe vir my familie hê, nou moet jy elke liewe sent uit my tap. Hoor mooi, moenie 'n fucking bridezilla wees nie. Almal gaan jou haat en hulle gaan vir jare daarna praat oor wat so groot fucking teef bitch jy is in plaas van hoe lekker jou trou is. So don't do it. Ja, dit is jou dag, maar die fok weet, wees aangenaam. En die laaste ding, en dit is een van die goedes wat my die meeste fucking irriteer op trou is hierdie thank you gifts vir die gaste. Jy koop klaar vir hulle kos, drank en entertainment meeste van die tyd. Jy hoef nie vir hulle een of ander fucking klein kak geskenkie te gee nie. Hulle wil in elk geval nie daai fucking cheap sweets hê wat jy gaan koop by die R5 winkel nie. Hulle wil ook nie 'n glas hê waarop staan Susan en Johan se troue 2018 nie. Hulle gooi daai kak weg. Ek het nog nooit in my lewe begeerte gehad om uit iemand se trouglas uit te drink. Kom ek drink uit Susan en Johan se trouglas uit. Dit gaan nou lekker smaak. Dis kak. Hou op jou geld mors en gee jou gaste waarvan hulle hou. Dop. So daar is van my gedagtes oor troues. Laat weet vir my hier onder in die kommentaar, wat dink julle? Wat is fokops wat julle al bygewoon het? En wat is do's and don'ts in julle boek? Stem julle saam met my of stem julle nie saam met my nie? Laat weet my, laat die comments rol. Liewe julle, bye!